ons het, ek dink naby aan 400 tieners van reg oor die streek wat as belydenisklasse vandag vanuit hulle gemeentes uit saam met hulle predikante en gemeentewerkers en mentors kom omdat die belydenis van Sia hierdie jaar 1700 jaar oud is. Ons is super opgewonde want ons het hele spul, ek dink is omtrent meer as 300 jong mense hierso wat almal besig is om te praat oor wat ons glo en wat ons bely. Hulle is in belydenisklasse, hulle dink daaroor elke week, praat daaroor. Dit is my mooi om te sien hoe klomp kerke saamkom in hierdie geleentheid het saam te kom vier en saam te kom leer, wat ek dink baie van die tieners is net soos wat is dit? As ons terugdink of jy vra vir iemand, jy weet jy wat die apostoliese geloofsbelijdenis is. En ek dink vir baie van ons jonger gemeentelede is dit baie keer iets vreemd, iets niets totdat hulle met belydenis begin en dan sê kom maar hierdie ding wat hulle baie keer in die kerk op sê of wat ook al, dit het 'n naam, dit het 'n geskiedenis, dit het 'n tradisie agter dit. En om nou te hoor maar daar's nog belydenisskrifte, kan dalk jy weet iets van hulle wakker maak van Christendom is half it's a living religion. Nou is hulle hier ook om dit so 'n bietjie te beliggaam, om dit bietjie te doen met hulle lywe, om te stap van 'n kerk na die teologiefakulteit, na verskillende plekke hierso en te sê wat glo ons? Wat glo ons as kerk en hoe maak dit saak in die wêreld elke dag? En om ook 'n bietjie hulle verbeelding aan te gryp. Hulle begin nou so amper klaar maak met skool en hulle moet nou 'n bietjie begin dink, wat wil ek doen in die wêreld en hoe beliggaam ek my geloof? Hoe leef ek my geloof uit eendag in die wêreld daar buite met wat ek doen elke dag? En ook om sommer net ander jong mense van ander kerke te ontmoet en te sê, wat is dit ook wat ons as kerk saambind, wat ons saam glo? Mens kan so baie keer stry oor alles waaroor ons verskil, maar wat bind ons saam en hoe kan ons saam ook ons geloof uitleef in die wêreld elke dag? Ek dink is ontsettend belangrik dat ons jong mense vandag moet weet dat God en waarlik mens is. Ek dink die vraag oor wie Jesus is 'n vraag wat ons almal moet antwoord, elke generasie. En elke generasie glo so 'n bietjie dat hulle is half meer spesiaal as die ander generasie, want ons konteks is nou baie anders. En tog is dit so 'n universele, oor kulture, tydlose vraag wat die evangelie in ons minne kom plaas. Wie sê jy is ek? Wie sê jy is Christus? En die manier hoe Messia daaroor praat, in die ons taal, in die taal van die drie-eenheid, in die taal van simboliek, van aanbidding, en ons eintlik op 'n manier uit ons koppe uitkry en ons in ons geloofsreis saam met ander in aanbidding en in geloof innooi, voel vir my soos 'n leidraad. En dit is iets daarvan wat ons vandag ook wil probeer vasvang. Dis nie 'n intellektuele teoretiese dag met 'n klomp kopkennis nie. Dis 'n ervaring, dis 'n belewenis, dis blootstelling, dit is 'n mengsel van 'n klomp goeters en ons hoop dat eers maak dit sommer net daai vraag opnuut vir almal lekker los.